Goeiedag geliefdes, ek verwelkom u by les nommer 40 en hierdie titel is Ons Samekomste. Ons samekomste, wanneer ons by mekaar kom, moet God verheerlik deur ons betrokkenheid tot almal se stigting. Dis 'n mondvol. Ons samekomste moet God verheerlik deur ons deelname, deur ons betrokkenheid tot almal se stigting. So met ander woorde, ons moet nie een of twee mense probeer behaag nie, ons moet God behaag. En God word behaag wanneer sy liggaam gestig word, getroos word, bemoedig word, toegerus word, wanneer daai byeenkoms bonatuurlik is. Ons is bonatuurlik, ons is 'n koninklike priesterdom, ons is 'n heilige volk, ons is God se uitverkorenes, ons is die liggaam van Christus. Daar's geen ander liggaam wat met ons kan vergelyk word nie. Christus is die Alfa en die Omega, en sy liggaam is sy kerk, en dit is ons. En wanneer ons by mekaar kom, dan kom ons by mekaar in sy naam, in die naam van Jesus, en dan word dit 'n bonatuurlike, goddelike, hemelse konstituering van 'n vergadering van die wat glo in God. En hy moet anders te lyk as wanneer mense by mekaar kom. Dan kom mense selfs by mekaar in die naam van Jesus, maar daar is niks te bespeer van God daar. God se teenwoordigheid nie. God se krag nie. Dan moet 'n demonstrasie wees van gees en krag. Paulus sê, ek praat nie met julle met 'n vreeslike wonderlike orator se vermoëns om julle te beïndruk met 'n talent om mense te vermaak met 'n lekker toespraak of so iets nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor om mense te vermaak of om mense te behaag nie. Dit gaan oor om God te behaag. Maar in dit, waar God behaag word, is dit sy behaag dat mense gestig moet word, vertroos moet word, bemoedig moet word, toegerus moet word, kragtig moet word. En wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan is ons bonatuurlik, dan is ons anderste, dan is ons soos uit die hemel uit. Ons is die liggaam van die Christus. Die Heilige Gees manifesteer deur ons. Dis bonatuurlik, is anders. Elke byeenkoms moet so wees. Want ons is die kerk van Jesus. Nou hoor hoe ek het sê, in die laaste wat ek gepraat het in les nommer 39 het ek gesê, ek gaan begin by 1 Korintiërs 14 vers 16. Ons het in die vers 12 tot 15 het ons gesien dat alles moet wees tot stigting van die gemeente. En dan het ons gepraat oor tale, ons het gepraat oor profesie, en hoe belangrik profesie is, maar dat al hierdie goede bonatuurlik is. Ons is nie 'n vergadering van natuurlike mense om natuurlike maniere te beoefen nie. Ons is ook natuurlike mense, natuurlik. Maar ons is ook bonatuurlik. Ons is in die eerste plek uit God gebore. Ons woon net in hierdie tydelike tempel. Maar dit wat uit God gebore is ewig. Ons het ewige lewe. Dit is ons hoogste toerusting wat ons het as iets wat bestaan, as kind van God, is dat ons geestelik uit God gebore is. Ons is bonatuurlik. Ons moet bonatuurlik lyk as ons by mekaar kom. Dit moet so wees. God het dit so bepaal. Nou, vers 16 sê, anders as jy met die Gees dank, hoe sal hy wat die plek van 'n onkundige inneem, amen kan sê op jou danksegging. So jy staan nou op en jy bring 'n danksegging in Afrikaans. Dan kan daai persoon minstens hoor wat jy sê, en hy is ook dankbaar oor dieselfde ding, en dan kan hy sê amen. Dan stem hy saam. Maar as jy opstaan en jy bring 'n dankgebed in tale, dan niemand gaan amen kan sê nie, want niemand weet wat jy sê nie. Daai tale is net tot God. God verstaan dit, maar
Mense verstaan dit nie. Wanneer jy in tale spreek, dan moet jy ook die Here vertrou vir die uitleg van daai tale. So profesie is daarom die belangriker een. Want dis direk, jy kry dit direk van God af en jy sê wat God sê. En dan kan mense sê amen, of mense kan dit ontvang, of mense kan daarmee werk soos wat die Heilige Gees in hulle werk. Maar dit is belangrik dat ons tale beoefen. Ek bid in tale. Ek beoefen nie baie spreek in tale met 'n uitleg in die gemeente nie, ek het al, maar ek hou meer van profesie, om te profeteer in 'n gemeenteverband. En om dan ook te leer, want lering is ook om te sê wat God sê. Dis ook onder die salwing van die Heilige Gees. Dis ook bonatuurlik. Om openbaring aan mense te deel is bonatuurlik. God se kerk is bonatuurlik. Ons moet wegbreek van menslike flouigheid. Ons is nie flou leeu's nie. Ons is vurige leeu's van die leeu, die stam van Juda. Halleluja. Vers 16 lees ek weer. Anders as jy met die Gees dank, dit wil sê jy dank in tale. Hoe sal hulle wat dit hoor met jou kan saamstem? Hoe sal hulle kan amen sê? Aangesien hulle nie weet wat jy sê nie. Maar dit maak die tale onbelangrik nie. Jy moet dit net op die regte plek op die regte tyd toepas, soos die Heilige Gees jou lei. Moenie in jou eie verwaandheid probeer om supergeestelik te klink nie. Dis vlees. Dit gaan sleg klink. Jy moet die Heilige Gees net volg en gehoorsaam. Alright, vers nommer 17. Want jy dank wel goed, dalk in tale, maar die ander een word nie gestig nie. Vers 18. Paulus sê onder die krag van die Heilige Gees skryf hy hier, hy sê, ek dank my God, dat ek meer in tale spreek as julle almal. Hallo! Nou, waar kom die kerk van die moderne tyd vandaan om te sê tale is nie meer belangrik, die tale is nie meer vir ons nie. As Paulus in sy dag en tyd wat hy bedien het, as hy besef het, maar hoe belangrik dit is, en dat hy dan selfs kan sê, kan konstateer dat hy meer in tale spreek as almal. So dit sê, dit is belangrik, as dit vir Paulus belangrik is, dan moet dit belangrik wees, vir almal in die kerk van Jesus Christus. Maar, tale het sy plek. Al is dit belangrik, het hy sy plek. Jy moet dit reg benut, sodat mense gestig kan word, sodat God verheerlik kan word. So, kry wysheid daaroor, en leer hoe om jou te gedra in God se huishouding. Jy doen dit deur heeltyd God in die oog te hou, in jou geestelike oog, om aan God onderdanig te wees. Die Bybel is uitdruklik, hy sê onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel wat jou wil versoek om nou in die vlees om te tree, weerstaan hom, en hy sal vir jou wegvlug, maar onderwerp jou eers aan God, voordat jy die duiwel probeer weerstaan. So, ons moet geestelik wys optree, tot stigting van almal, maar tot verheerliking van God. En onthou, moenie kom vertel dat tale nie belangrik is, dat profesie nie belangrik is, dat daar nie meer gawes is nie. Moenie met daai nonsens kom nie, maar kyk wat sê die Bybel. Nou vers 19 sê, maar in die gemeente wil ek, Paulus sê, wil ek liewer 5 woorde met die verstand spreek, om ook ander te onderrig. Dis nie net om profesie te bring, maar ook om te onderrig. Hy sal eerder 5 woorde met die verstand spreek om te onderrig, as wat hy 10.000 woorde sal spreek, in 'n taal wat niemand verstaan nie. Dis tog logies, dis 'n baie logiese stelling. Vers 20, broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees liewerste kinders in die boosheid. Moenie vreeslik goed onderlê te wees in onheil en boosheid nie. Moenie daai goed te oefen nie. Laat staan onheil, laat staan sonde, en oefen jouself in die geestelike. Oefen jouself om kragtig te wees in die krag van die Heilige Gees. Laat toe dat die Heilige Gees oor jou kom en jou gebruik tot stigting van die gemeente en tot verheerliking van God. Vers 21 sê, in die wet is geskrywe,
ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek. So God het 'n doel met tale en ons moet dit verstaan. Ons moet ons onderwerp aan God se doel, God se begeerte en dit wat vir God belangrik is, moet vir ons belangrik wees. So, vers 22 sê, die tale is dus 'n teken nie vir gelowiges nie, ek het dit net nou genoem, maar dit is vir ongelowiges, die bonatuurlikheid daarvan, dat een persoon spreek in tale, en 'n ander persoon lê dit uit, en dit het alles te doen met hierdie ongelowige wat hierdie byeenkoms bywoon, en hy hoor maar dit het alles met hom te doen, dis asof sy hele lewe ontbloot word, maar niemand anders weet dit nie, maar hy weet dit, maar hy weet, God weet wat aan hom aangaan, en daarom bekeer hy hom tot God, en hy sê, hier is iets bonatuurliks hier in die gang. Elke byeenkoms behoort natuurlik te wees. Ons is uit God gebore, ons moet natuurlik bonatuurlik wees. Ja, dit moet 'n tweede, dit moet soos asemhaal wees. Halleluja. Nou, hy sê, as die hele gemeente dan saam vergader, en hulle sou almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie? Ja, hulle sal, want niemand lê die tale uit nie. En in elk geval, as iemand 'n taal bring, dan moet hy wag. Alle ander moet wag, totdat daar 'n uitleg kom vir die taal. Anders is hy buite orde. As die hele gemeente dan saamkom, en almal profeteer, en ons wag op die beurt af, dat elkeen wat profeteer eers beoordeel word wat hy sê, wat is van die Here en wat is van die mens. En jy haal die goud uit, en jy gooi die gruis, waar die goud geborge was in die grond, gooi dit weg, dit is net om dit te verduidelik. Elke profesie moet beoordeel word, voordat daar nog 'n profesie kom. 'n Profesie kan nie sommer net gespreek word in die gemeente, beoordeel dit nie. Maar dit beoordeel, is dit van die Here, en wat is dit wat ons moet vat, na ons vir onsself, en dat ons dit deel van ons lewe kan maak. Profesie, dan moet daar's 'n sinvolheid in God se byeenkomste. Baie Pinkstermense het sommer totaal die ding onsinvol begin maak. Dit maak net nie sin nie. Maar God se goed is altyd konstruktief, en dis bonatuurlik, dis nie wat die verstand kan uitwerk nie, en dit stig almal wat teenwoordig is. Dan sê hy in vers 24, maar as almal profeteer, en daar is 'n ongelowige of 'n onkundige wat binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig. Want hy besef, hier is iets bonatuurliks. En wanneer iemand dan sien, maar die Here is hierso, en die Here ken my binneste, en niemand weet dit nie, en net ek weet dit, ek besef dit nou, dan kan hy hom tot bekeer tot God, want dit is 'n persoonlike saak tussen hom en God. Dan kom sy geheime aan die lig, en hy bekeer hom, en so sal hy op sy aangesig val. Hy sal God aanbid, en verkondig dat God werklik onder die mense is. As ons nie hierdie bonatuurlikheid het nie, gaan mense nie weet of God onder ons is nie. 1 Korintiërs 14:26 is 'n belangrike een. Wanneer ons by mekaar kom, hy sê hierso, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n profesie, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, laat alles tot stigting geskied. Nou is dit duidelik, né? Mens kan nie net daai een vers vat nie, met 'n bietjie die konteks van 'n bonatuurlike byeenkoms in die naam van Jesus moet jy bietjie gaan hanteer, soos ek dit nou gedoen het, sodat ons kan verstaan waar pas wat in, sodat ons in wysheid kan optree om God te verheerlik en om die hele liggaam te stig en te bemoedig en te troos. Goed, kom ons kyk nou na hierdie vers 27. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, en by beurte, en laat die een
dit uitlê. Maar as daar 'n taal is, laat iemand dit uitlê. As daar nog 'n taal is, laat iemand dit uitlê. Mens kan nie sommer net aangaan sonder dat daar 'n uitlegging is nie. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Vers 29. Laat 2 of 3 profete spreek en ander dit beoordeel. Maar jy kan nie sommer net dat profesie gespreek word, 2 of 3 verskillende persone en almal sit nou maar net en luister, dan gaan ons maar net nou weer aan met die diens nie, met die byeenkoms nie. Nee, elke profesie moet beoordeel word. En ook tale moet 'n uitleg kry. En dit moet alles beoordeel word. En dan moet die leier van die byeenkoms moet dan seker maak dat almal gestig word en troos ontvang het en bemoedig is ensovoorts. En dan bid ons ook daaroor. Ons bid dit in ons lewens vas. En ons sê, dankie Here, U het my nou geseën, U het my gestig. En dan moet behoorlik opgetree word met God se gawes. Ons moet nie die profesie verag nie, sê die woord. Ons moet nie die profesie ligtelik ag nie. Ons moet nie tale verag nie. Ons moet die gawes met eerbied en respek hanteer. En ons moet dit soek. Ons moet ons beywer met die oog op die beste gawe vir die beste situasie, om die situasie aan te spreek en oplossings te bied. En dit is als bonatuurlik. Vers 30. Maar as daar iets openbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste een swyg. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Maar dan moet 'n beoordeling van dit plaasvind voordat die volgende een profeteer. Dan moet beoordeling wees en dit moet ingebid word. Dan moet behoorlik gewerk word, want hoe meer jy behoorlik werk met die gawes, hoe meer wys jy vir die Here, jy respekteer hom en jy ag dit en jy beywer jou met die oog op die beste gawe. Daar's 'n gedrag in jou wat wys jy ag God se bonatuurlike gawes. En hoe meer jy erns maak daarmee, hoe meer van God dit gee. Maar as jy die Heilige Gees gaan bedroef deur dit net verkeerd te hanteer, dan gaan die gawes regtig ook ophou in julle byeenkomste. Maar moenie dat dit ophou nie. Hanteer dit korrek en eer die Here en laat mense gestig word. Onthou hierdie 2 goede. God moet verheerlik word, mense moet gestig word. As ons saam by huis toe gaan, dan verheerlik ons God nog steeds en ons is so gestig, ons hou nie op om hom te dank daarvoor nie. Nou, hy sê hier, die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Dit beteken, jy kry 'n profesie, maar jy moet wag vir die regte geleentheid om dit te bring, om dit oor te dra. Jy kan nie sommer net iemand wat besig is om nog te praat, doodpraat nie. Jy kan ook nie sommer net, iemand het nou 'n profesie gebring, maar is nog nie beoordeel nie, is nog nie ingebid nie, sommer net nog 'n profesie bring nie. Met versigtigheid wag, want die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Dit beteken, dit wat God vir jou gee, om te bring, om te deel, om te sê, om te profeteer. Dit wat hy vir jou gee, is onderworpe aan jou gees. Jy kan besluit, wanneer is die regte tyd. Dis nie, omdat jy dit nou het, nou moet dit nou sommer dadelik uitgeblaker word nie. Nee, die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Jy wag totdat die Heilige Gees die atmosfeer skep, wanneer dit geleer sal wees, wanneer dit op die beste geleë tyd sal wees, tot stigting van almal en tot verheerliking van God. Dan bring jy dit. En dan moet dit beoordeel word. Vers 33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Al die gemeentes van die heiliges, maar ander, hoekom is daar gemeentes daar en daar en daar in Amerika en in Suid-Afrika en in Frankryk en waar ook al, waar daar nooit gawes vloei nie? Hallo? Hoekom is daar sekere denominasies wat sê, maar daar is nie meer tale en uitleg van tale, daar is nie meer profesie nie, daar is nie meer die gawes van die Heilige Gees nie. Dit is 'n groot leuen. En van daai mense
Ek gaan nou liewer nie daai denominasie se naam noem nie. Van daai mense het baie te sê op YouTube oor ander predikers, oor ander bedienaars wat kragte en wonders en tekens bedien, hulle het baie te sê oor hulle. Maak hulle uit as dwaalleraars en as mense van demone wat demone het en dan sulke goede. Moet jy nie ophou met om mense te oordeel nie. Beoordeel wat mense sê en dan hanteer jy dit binne die gemeenteverband. Nie op YouTube of op social media nie. Ons moet ons gedra in die huishouding van God. Ek hoop jy het iets geleer vandag en ek hoop dit het jy aangespoor om weer terug te keer tot die bonatuurlike wonder van die Heilige Gees en die kragwerking van God wanneer sy Gees oor jou kom. Ek seën u in Jesus naam.